Hy's aan. Ons kyk wat jy daar op en jy nou hoor, kom daar kom hy nou weer. Uitsteek, nou maar mooi. Kom maar kyk gou, wie van julle het gister in die stadion rugby gekyk? Dit was net 'n oomblik van stilte daar vir julle. Die lyk of julle baie pret daar gehad het, so ek het net by verstom. Mense druk sulke wese, wat sal mense doen, pompas. Hier, dan moet ek hulle nie verstaan dat die wedstryd mis as hulle 'n blaas moet gaan leer maak. Ek het daar gewoond maar. En jy kan verstaan hoekom hulle so veel pret daar baie verloor gehad het as ek in die skare gehad het. Maar wie aanlyn, wie gekyk op televisie? Wie van julle? Ja. Okay, so dit was interessante wedstryd geweest en ek dink uiteindelik moet ek sê die Springbokke het nie eintlik ophou speel het en hulle voorsprong probeer beskerm het nie, hulle moet dit gewen. So ek dink hulle het met hulle eie lewe veroorsaak, maar so ek wil nou nie te veel verder kyk nie. Die glad nie reg nie gekyk nie. Okay, die Suid-Afrika het 'n kenpunt verloor. Net ek wil ook nou weet wat van. En so baie welkom, heerlik om saam met julle te wees. Ons het die vreugde om hier in Durban in die winter te wees. En hier in die Kaap wat ek sien woes deurloop. Ek het beeld met hulle al daar in die strand gesien waar die van die strate en riviere omskep is, so ons dink ook aan hulle met die vloede en die verstromings daar. Ons het besoekers of nuwe lede, so welkom Pieter, julle lekker om julle saam met ons te en ek sien jy nog ander besoekers hier saam met ons. En dis nou nie die ouens wat so lang vakansie gehou het soos Martie hulle nie, maar lekker om julle ook saam met ons terug te lekker. Die skool het weer begin, so ons studeren en die onderwijzer geloof die dat ook denkelijk uitgerust in die volgende skop, so ons by die eerste spring nog weg. So, julle span daar, tot iets in sy mense, is 3 van julle in die hospitaal, so ek denk dat Steve ook goed het aan hulle, ons sê daar nog goeie nieuws van 'n paar mense. So die hulle en Michelle sê vandag die musiek vir ons gemaak het, want so mense man is in die hospitaal met malaria, hy het draai in Angola gemaakt, so dis ook om hy is hier, ons van hier op die Frans om maar hier, so mense man, dit sê die saxofoon speel. Waar man is in die hospitaal, so moet jy daarvan hoor. En as jy dan ook ander mense het, asseblief laat weet ook vir ons sakkie, dat jy op ons lysie kan sit. Is er ons van ons verjaarsdag mense hierso, ek bedoel nou vandag hierso, sien vandag iemand van die drie hierso wat verjaardag lyk nie, so is iemand van julle hierso, dat julle dalk misgekyk het. En dan, ek sien hier word aangereid dat daar 'n biduurgroep begin word. Dit was nie 'n biduurgroep wat ek beplan nie. Dis eerder soos 'n wandel in die woord, om bietjie saam te dink, saam te vra, sommer net lekker te kan gesels, so daar is 'n behoefte te wees, so ek beplan om die 25ste Julie hier by die kerk daarmee weer te begin, of af te skop, wat ek self sal lei. En dan sal die mense wat kom, gaan ons saam beplan, hoeveel keer gaan ons vergader en wanneer gaan ons vergader? So dit is 'n kontakgesprek, maar die gedagte sal dan wees om ook akteure sake by die vergadering die mense vry vra dat julle dan op die tafel sit ook daar hanteer, en die nie, dan sal ek goed kies wat ons so hanteer. Maar die doel is om aktueel en relevant te probeer wees. Dis waarom ons nou so, en dan dat jy sien dat jy self goed ook Petrus daar is ook die office. Die res is redelijk duidelik, en welkom ook vir julle wat aanlyn kyk, en die wat vandag verdaag in staan, baie dankie, lekker om jou agter op jou pos te hê, of ons hier in die erediens sit, of julle wat aanlyn kyk, kom ons sit net so, en ons word ook stil, en ons begin op die diens so in die Here se naam. Driemaal heilige God, ons word vir die stil, ons buig vir die Heer, ons bely dat jy die Alfa en die Omega, die begin en die einde, wat is, wat was, wat kom is. Dankie dat jy by ons teenwoordig is.
Vrede van God onze Vader, vrede van ons Here Jesus Christus, en dit ook vrede deur die werking van die Heilige Gees. Ons tema vandag ook is Christus is ons vrede. Ons kan ook daar vandag saam doen. Net so voor ons eerste lied sing, iemand het verlede week hulle 2020 vertaling hier van ons, maar hy is nog naamloos binnekant, so dit is 'n redelike nuwe Bybel. Ek wil hom hier neersit, so as jy 'n Bybel gesoek het, jy kan die kerk vergeet, en jy kan die foto daar sit voor ons gebeur. Ons gaan saam sing, ons gaan van die vol liedere saam sing. Jesus bring ons vreugde, ons gaan 3 liedere sing. Ek wil net nou kyk, kom ons staan die eerste een, en dan kan ons met die ander 2 kan ons sit in die saal. So ons sing die eerste een staande saam, en die ander 2 kan ons sit. Yeah.
Dis nie altyd soveel vrede vir jou wat verhoor nie. Na die
vrede gesluit is. Ek dink daai rus en kalmte, stilte en harmonie. Dis 'n doelwit van baie organisasies, en dit lyk my elke van die vrouens wat in Miss World deelneem, sal ons altyd sê World Peace. Ek het al gehoor, dit is hulle almal se doelwit, World Peace. Wonderlik 'n poging. Martin Luther King het 'n brief in die tronk geskryf toe hy daar gevangene was, en hy het gesê dat ware vrede gaan nie net oor die afwesigheid van konflik nie, maar dit gaan ook oor die aanwesigheid, die teenwoordigheid van regverdigheid. Dat mens ook wil voel dat reg geskied, dat dit billik en regverdig is. Nou so 'n skema, Jesus is ons vrede. Maar wat beteken dit vir jou? Wat beteken dit in gewone dag tot dag taal? Wel, begin om eintlik te sê dat dit vir ons 'n innerlike vrede gee, 'n rustigheid, 'n kalmte binne in jou hart en jou brein en in jou gedagtes, 'n kalmte, rustigheid binne in jou menswees. Daai absolute vertroue op God dryf ook vrees weg. Want wanneer ek God se vrede in my het, is ek nie vir alles bang nie. Is dit nie deur enige dingetjie wat gebeur gerekkel nie. Want God bring 'n vrede weg. En dan kan ons vredemakers word. Wat ek dink op die kerk se werk is om vredemakers te wees. Ongelukkig as ons na die geskiedenis kyk, die kerk trek rekord nie. Die kerk is baie keer deel van die moeilikheid, of deel van die moeilikheidmakers, en dit is maar baie eerlik daarin wees, dat dis nie wat Christus van ons vra nie, want wanneer Christus se vrede in ons is ons eintlik veronderstel om met homself, met God, met mekaar vrede te wees, in 'n toestand van kalmte en rustigheid. Die Jode groet mekaar Shalom. Tot vandag groet hulle mekaar so vrede. Is hulle baie suksesvol op die stadium daarmee? Nee. En ek dink persoonlik beide partye is besig om droog te maak. Ek dink nie dis billik wat daar gebeur nie. En die tragedie is van die ouens wat terugskiet uit daar sit nie eers daar nie, hulle sit op ander lande en dan bestuur hulle 'n oorlog. Hulle is op pad na 48.000 mense, dit moet oor die 38.000 van al dood. Want daar's nie vrede. Die Grieke praat van Aegini, so daar net in die ooste kant van Pretoria was daar woonwie Aegini. Vrede. Harmonie. Nou, ek het nou so hierdie naam gedink, en hierdie vrede volg my op verskillende vlakke. Ons kan geestelike vrede kry. Dis daai geestelike verhouding van ons en God, wat eintlik op die geestelike vlak funksioneer. Ons kan sosiale vrede hê. Dis wanneer mense van verskillende tale en kulture, ons gaan uit die Efesiërs lees. Die Efesiërs was ook 'n multikulturele, multigodsdienstige handelsstad, waar klomp mense by mekaar gekom het. Maar daai bietjie wat ek van die stadium gister gesien het, het ek iets van hierdie sosiale vrede gesien. Dat mense wat vir verskillende spanne skree, nog steeds gemoedelik met mekaar oor die weg kom. En ek dink in Durban kan ons vir baie lande in die wêreld en baie plekke leer hoe ons verskillende kulture en godsdienste en mense en tale eintlik in vrede met mekaar lewe. Dis iets waarvoor ons die Here kan dankie sê. Ons het ook politieke vrede nodig. Dis dan daai
politiek tussen lande, oorloë tussen lande, maar ook ietsie wat ons nuwe regering nou moet leer, want hulle was gewoonlik net een party die gitaar geslaan, en as dit bietjie moeilik vir hulle, om skielik agter te kom, ons het nie enigste ons in die gitaar slaan nie. So ons het ook op politieke vlak vrede nodig. Ons het ook materiële vrede nodig. Dis daai vraag van wanneer is genoeg? Goed, ek kan amper hier kom. Hoeveel beddens kan jy gelyk slaan? Ja, hoeveel paar skoene kan jy gelyk aantrek? Hoeveel kan jy eet tot jy genoeg geëet het? Wanneer is genoeg? En dis 'n vraag wat soms tot nodig is vir gelowiges om te vra, om te sê, wanneer is genoeg materiële vrede? En dan een wat ek al hoe meer mense sien mee sukkel is emosionele vrede. Dis daai tuis in jou eie vel. Dis nou een van die voordele wat ouderdom het. Ek het dit al gesien. Die van julle wat nou so 'n bietjie aan die ouer kant is. Mense is baie minder gepla wat jong mense en ander mense dink. Ek vertel een van die ouens by Monteer, nou verby, winkel toe gegaan, en toe by die huis kom, toe by sy vrou vir hom, hy het 2 paar skoene aangetrek. Hy het nie agtergekom nie. Paar skoene. Een van die toe lag hy maar nie. Dus jy sê, dit gebeur het, as jy 10er was, sy onmors dood geskaam het, en gesê, wat gaan al die mense sê? Dus ek weet nie wat die mense dit waarskynlik toe is gesien nie. Ons mense kry swaar, jyne. Daar's meer mense vandag wat medikasie nodig het om beter te voel as dit enige tyd in die bestaan van die mensdom. Ons het nie emosionele vrede nie. Mense is seer, mense is stikkend, mense is onseker. Ek dink baie keer sien hoe mense drink van die na die derde dop, voel hulle baie sterk en dan dit net môre met die babbelaars hulle vang en hulle weer 'n regmakertjie kry en dan drink hulle self 'n gat in. Dis hoe mense dwelms begin gebruik en vir 'n rukkie voel hulle yes. Tot hulle weer onder die dieptes van mos trek. Vrede eintlik 3 vlakke om innerlik vrede met jouself te kan hê. Sielevrede. Want as jy nie vrede in jouself het, as jy nie tuis in jou eie vel is, nie op aarde kan jy in vrede met ander mense lewe. En ek het ook sien mense kan op 'n plek bly, dat hulle verskriklik ongelukkig, want almal daar sleg en trek hulle na 'n volgende plek en hulle ook moeilikheid. En dan trek hulle wat weer moeilikheid. En dan kyk ander ouens wat trek en oral waar hulle kom sê, wow, dit is wonderlik. Ek is gelukkig. En dit gaan ook innerlike vrede. En dan gaan dit oor vrede met God. Vrede wat op die geregtigheid van ons mens voor God staan, wat opgevoeder geraak het. Adam en Eva die pad in die paradys moes vat. En van toe af sukkel ons daarmee. En tot vandag sukkel mense om vrede met God te maak, en ons weet nie altyd wat God vir lewens moet doen nie. En dan kom dit met die horisontale vrede, vrede met ander mense. Vrede met ander mense. Ook nie iets wat ons het mense heeltemal so lekker regkry. Ons gaan vandag uit die Efesiërs hoofstuk 2 lees. En hierdie week het ek 'n stukkie in die Efesiërs 10 gelees. Dit is die brief wat Paulus aan hulle geskryf het, om gelowiges, jong gelowiges, nuwe gelowiges, maar ook gelowiges wat hulle rukkie pad saam met die Here geloop het, mense van Joodse afkoms, maar ook mense van Griekse afkoms, die by hulle probeer raad gee oor vrede. So dit gaan oor die versoening tussen God en mens. Nie uit gewoonte nie, maar omdat dit belangrik is, en ons eers sal bid vir ons lees daar op die gedeelte op, kom ons het weet so, en ons vraag in die Here self wat hy ook met ons sal praat, en ons iets sal verstaan, oor vrede. Almagtige Here, ons Vader, U ken ons,
jy weet wat ons opgewonde en dankbaar en bly maak, en wat ons wat skaker lag. Jy weet wat ons kwaad maak, en brommig en knorrig en geïrriteerd maak. En jy weet wat ons skaam maak, en wat ons bang maak. Jy weet alles. En jy weet hoe nodig ons ook vrede het. Mag ons ook vandag opnuut die seëngroet van vrede vir julle nie net verstaan met ons koppe nie, maar ook in ons hart en in ons menswees en ons wese 'n deel van ons maak. Mag ons tot nie opgewonde maak om te verstaan. Here, wat ons saam hier gaan lees uit tweede hoofstuk van Efesiërs. Praat met ons, Here. Mag ons die stem hoor. Mag ons verstaan dat U vandag hier op die klif, in die middel van die winter, ook hier vir ons wil sê. Spreek, Here. Ons luister. Amen. Ons gaan saam lees Efesiërs 2 vanaf die 11de vers. Hou dit in gedagte wat julle vroeër was, van geboorte wat julle heidene en julle onbestedenis genoem, deur die wat onsself die bestedenis noem. Al is die besnydenis net mensewerk aan die dag al. In die tyd wat julle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel en die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus, julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby hom gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy by die twee Jode en die Jode een gemaak het. Deur sy liggaam te gee dat die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef. En deur vrede te maak, het hy in homself die twee Jode en die Jode tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en die Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle, dis 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, 'n gebou waar Christus Jesus self eeuwigsteen is. In hom bly die hele gebou saam, verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, en wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waar God woon. Ons lees tot sover. Maar die stukkie is so vol dat eintlik kan ek nog 'n keer lees en as ek dan naby 13 begin en ek vra, wat het elkeen van julle gehoor? Is daar 'n groot kans dat elkeen iets anders kan hoor. En daar sien ek dat ek daai Michelle, die kan ek keuse kan gesprek. Dankie. Ek is so dankbaar vir jou hart. Ek is so enthousiasties oor hierdie gedeelte dat ek ook weet dat ons laerskool uitgegee het. Al die program daar goed is.
Ja, dat gaan we niet van. So, vers 14 daar is eintlik ons kerngedeelte wat sê Christus is ons vrede. Ons moet ook julle lees is op vers 14. Christus is ons vrede. Hy wat die twee Jode en die Jode een gemaak het, deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muurstyling gemaak het. Daai muurgedagte is eintlik 'n mooi beeld wat 'n ou kan geweet. Julle kan waarskynlik nog van julle kan onthou daai muur wat daar gebou is, waar die oos en die weste van mekaar geskei is en die landmyne in een kant geweldige muur, maar die vreugde, die mense het eintlik die muur afgebreek het. Jy kan dan ook daai prentjies onthou, jy sien dit baie keer ook, van hoe mense letterlik met hulle hande en hamers die muur getapel het, en oor die muur geklim het, en die muur is afgebreek, vreugde. Daai beeld is so 'n sterk beeld, wat Paulus hier, en hy het niks van Berlynse muur geweet, hy het die beeld verstaan dat die scheiding is, dat die Jode aan die ene kant, die nie-Jode aan die ander kant. En hy het hierdie twee, Christus het hierdie twee een gemaak, het hulle eintlik weer by mekaar uitgedeel. Soos die gedeelte so bietjie volg, dan deel hy op in dit wat vroeër was, en dan in vers 11 herinner ons van waar was julle, daar waar julle vandaan kom, daai tyd toe julle met so swaar gekry. Dan praat hy van nou, dis wat nou gebeur, en dan vers 19 is amper so 'n samevattende deel, en die goeie nuus, julle is nie meer ver van God. So hy trek eintlik hierdie hele gedeelte baie mooi by mekaar. Dit is nie meer bindwoorders nie, maar mede-burgers. Die woord bindwoorder het toevallig vir my nogal opgeval. Miskien omdat ons, binne ons agtergrond as Afrikaners, slegte, pynlike ervarings of herinneringe oor bywoners. Bywoners is 'n baie interessante stukkie ontwikkeling binne ons eie geskiedenis. Dit het aanvanklik begin dat veral jonger mense wat nog nie grond het nie en nie weet nie, saam met iemand wat weet geboor het. Toe was die status gelyk. Jy help my en ek leer jou. En as jy 'n bietjie ouer is en jy weet wat aangaan, dan kry jy jou eie plaas en dan boer jy vir jou uit. Dis hoe ek praat nou van toe die vryburgers begin het te doen. Begin daar ver in die Kaapprovinsie. En dit het baie goed gewerk, totdat iets opgeraak het. Grond. Toe daar nie meer genoeg grond was nie. En hulle het ons nou bestaan as die plaas seuns en ek elkeen 'n plaas kry. So wat gebeur toe met die plaas? Toe word hulle gedeel en kleiner en oepsie, nou kan ons nie meer so lekker boer nie, want die grond is te klein. En die armes, die jonge kinders moes die stad toe gaan, weet 'n ontwikkeling. Maar toe het dan geleidelik dat die status het verander. So waar hulle lyke vlak was as die mens, en die eienaar al hoe belangriker geword. En was daar eintlik 'n drastiese verandering. En wanneer die magsbalans verander en die bywoners al hoe minder regte gehad. Want hulle is nie eens betaal nie. En dan wil ek sê, jy kan 'n bietjie van jou vee hier aanhou, dan jy 'n stukkie grond, bietjie groter as vir die kerk groot is, en daar teen jou medies plant, en hierdie mense kon op 'n stadium amper nie eens kos op die tafel sit nie. So die balans het al hoe meer skeef geword, praat van ons eie geskiedenis, en dit is natuurlik vererger, soos goed soos die Tweede Vryheidsoorlog en die Boereoorlog, soos julle dit sou ken, en die depressie en bywoners het 'n swakker ervaring in hulle menswees, tweede klas burgers. En dan kom Paulus en hy gebruik 'n woord, omdat hy iets van Aram David
geken het. En hy sê, julle is nie meer bywoners nie, julle is nou mede-burgers. Jy het dieselfde waarde, daar het iets gebeur, daar het versoening plaasgevind. En ek dink die vraag wat ons moet vra is, hoe werk dit? Hoe moet ons, wat vandag hier in die kerk sit, dit verstaan? Hoe werk hierdie proses? Hierdie herstel van verhouding, hierdie bywoner wat vol burgerskap gekry het, hoe werk dit? Die eerste ding wat ons moet weet, dis nie iets wat ons kan doen nie. Jy kan jouself nie red nie. Dis die eerste ding wat ons moet weet. Dis iets wat Jesus Christus vir ons doen. So Christus maak dit moontlik. Christus is ons vrede. Christus bring hierdie antwoord na ons toe. So hierdie muur wat afgebreek word, hierdie patrone wat gebreek word, hierdie siklus wat gebreek word, word moontlik gemaak deur Christus. Christus breek eintlik hierdie minderwaardigheidspatroon af. En ons sien in die wetenskap sal dit ontstaan praat oor die systeemteorie dat mense in patrone val. Kom ek gee gou vir julle 'n voorbeeld wat moet julle al gesien. 'n Vrou kan getroud wees met 'n man wat daar staan en boelie en mishandel. En na hele storie skei sy van hom. En dan gebeur dit dat sy weer so 'n man kies. Hoe werk dit? Hoekom is dit baie keer dat mense met 'n huis kom waar die pa te veel gedrink het en die kind verskriklik swaar gekry het en hy groot is en drink hy ook te veel. Want is hierdie patrone wat herhaal word. En ons sien dit ook in groot sisteme. Ons het dit in ons eie land gesien, dat mense wat moet weet hoe dit voel om mishandel te word, in plaas dat hulle lesse daai leer gaan en hulle mishandel ander mense. Want die patroon word nie gebreek. So Christus kom en sê, ek breek hierdie patroon van verwoesting. Ek verstaan jou menswees en ek kom in en ek bring hierdie vrede binne in jou. Ek maak dat jy nie meer 'n tweede klas mens, 'n tweede klas burger is nie. Ek gee vir jou status. Dis 'n dramatiese identiteitsverandering. So kan elkeen wat die vrede van Christus het eintlik sê dat ek in Christus 'n nuwe identiteit kry. En ek gebruik die voorbeeld van die Jode en die nie-Jode. Ons was ook eers sondaars, sonder hoop in die wêreld. En dan kom hy en sê, waar die hoop gebring, hy die sonde vergewe. Dis Christus se ingrype wat dit alles verander. Wat moet ons doen? Ons wat ver was, ons wat verlore was, ons wat bywoners was, ons wat eintlik tweede klas mense was, moet dit aanvaar en sê, dankie Here vir die geskenk van verlossing. Want nou is ons mede-burgers, deel ons in die huishouding van Christus. En dis daai herstel wat Christus binne ons bring. Die heel maak van stikkende verhoudings. So hoe werk dit? Eerstens steeklik, ons begin by die individu. Jy moet vrede in jouself kry. Al die simpel goed wat jy al gedoen het, waar jy so vies vir jouself is en my wondes buite, gee vir jouself op. En laat God toe om dit, dat jy lesse daaruit leer, dat jy nie daaruit word, dat jy heel kan word. Dit is vir my so tragies, wanneer ek met mense praat wat al bietjie ouer is, en hulle jare terug in hulle lewe iets aangevang, en hulle bly hulle self daarvoor hamer, byt, sleg sê. Christus kom en sê, ek vergewe jou. Ek maak jou nuut. Ek
ek sal nie weer daaraan dink nie. So, dit begin ook by om dinge in jouself heel te word. Om jouself te sien soos wat Christus jou sien. En wanneer ek die versoening van Christus aanvaar en verstaan ek ook dat die Here en ek vrede het. Daarom het ons so daai wonderlike lied gesit, mag God se vrede deur my vloei. Dis nie fenomenaal nie. Want dan maak God dit vir my moontlik om wat 'n hart was liefde te bring. Om versoening te bring. En dan, wanneer ek met myself en met God in vrede is, dan is dit vir my makliker om ook met mense om my in vrede te leef. Nou, hoe verstaan ons dan die verskille tussen gelowiges en kerke? Want hulle is daar. Ek antwoord dit altyd dat daar's 'n sondige verskeurdheid. 'n sondige verskeurdheid is wanneer ons vashak in die ou patrone. Sondige verskeurdheid is liefdeloosheid, in bitterheid, in verdeeldheid, in skering, in meerderwaardigheid, afguns, vyandskap, wanneer die een dink hy's beter as die ander een. En dis nie wat die Here van gelowiges vra om met mekaar saam te lewe nie. Maar daar's ook 'n natuurlike verskeidenheid. En dis eenvoudig iets eenvoudigs soos die taal wat ons praat. Dit is bietjie sinneloos om 'n diens in Tsjechies of Tsjechoslowakye te gaan sit of Romeins of hier's 'n paar van julle wat kan Zulu praat, maar ek het al in Zulu dienste gesit en ek dink genade mense, as ek sê net iets wat ek kan verstaan, maar ek het nie 'n idee wat hier aangaan nie. Dis natuurlik. As ek nou vir julle sê, ons gaan nou van volgende Sondag 11de week Pietermaritzburg toe ry en daar dienste bywoon. Hoeveel van julle gaan baie opgewonde wees? Hoeveel gaan? Dis nie logies nie, dis nie prakties nie, dis natuurlike ding. So, dis eenvoudig, dit is die liggaam waar jy bly. En dan, natuurlik het ons kultuur verskeidenheid. En dit beteken die ene is reg en die ander is verkeerd nie, maar die een kan in en uitloop nes hulle wil, en hulle kom en gaan, hulle hou die hele dag kerk, en hulle geniet dit verskriklik. Ons het 'n baie meer geordende kerk, as ek 2 uur te laat is, dan begin jy op die horloges kyk, en dis wat jy wil net kyk, dit is nie te lank kerk vandag nie, soms iemand. Ons het 'n baie meer geordende in ons kerk, dit is nie reg of verkeerd nie, dis hoe dit werk, dus natuurlik. Maar die toets kom liefde in Christus. Die toets kom of ek in liefde, in geduld, in verdraagsaamheid en begrip met mekaar lewe, en of ek in verdeeldheid en naaiwer en woede en weterigheid val. Christus is ons vrede. En wanneer ons verstaan dat dit 'n geskenk is van die Here kom en sê, ek gee dit vir jou, ek het dit klaar gedoen. Wanneer ek dit kan aanvaar en Christus deur die Gees van God my begin werk, en ek myself kan begin aanvaar, en dan ek kan sê, Here, dat U my op die naam geroep het, dat U my deel van die huisgesin van God maak, dat U my vergewe het, dat U my liefhet, dan rol God se vrede deur my, en dan het ek begrip verander. Dan het ek begrip wat mense vir my verskil, en ek kan sê, ja, weet waar jy vandaan kom, en ek verstaan nie. Maar God se vrede dit ook so vir ons moontlik maak om 'n begrip verander
al verstaan ons al die mekaar so goed. Ek dink ons is bevoorreg in Durban, dat ons in 'n multikulturele, multigodsdienstige wêreld eintlik goed met mekaar oor die wêreld kom. En ek dink ons kan eintlik as gemeenskap trots wees dat ons eintlik in vrede met mekaar kan leef. Maar ons iets daarvan snap, dat God dit vir ons moontlik maak om ook hier in 'n multikulturele gemeenskap ook te kan sê, Christus is ons vrede. Ek gaan 'n oomblik gee van stil gebed, dat jy net nadink. Wat het jy vandag gehoor en die Here ook leer? Hoofstuk 2, die gedeelte wat ons gelees het in Efesiërs ook gesê. Kom ons dink nie elkeen in ons eie gemoed na wat die Here ook vir jou vandag gesê het. Vader, baie dankie dat jy weet waar ons vandaan kom, dat jy weet waar ons op pad is. Dankie Here dat ons as 'n gebou opgerig is op die fundament van gelowiges wat voor ons gekom het en dat Christus Jesus self die hoeksteen is. Here, mag ons ook dan so lewe dat ons so vredemakers kan wees. Dat ons ook 'n kalm en 'n rustigheid in onsself kan hê, moet ons weet, ons is uitgekies, ons is medeburgers, ons is koningskinders. Here, mag ons ook so lewe dat ons saam opgebou word met 'n geestelike huis, waar ons die verskillende aspekte van vrede genoem het. Wil ek vandag bid vir plekke in die wêreld wat regtig swaar kry, waar mens afgestomp word en behoor van oorloë, en afgestomp word en behoor van die effek van misdaad. Hier ons bid vir ons eie land in besonder. Ons bid vir mense in hulle self wat nie vrede het nie, wat seer het, wat kwaad is, wat ontwrig is. Here, ons vra dat ons as nuutgemaakte mense tot deur die Gees daarin kan slaag om die patroon van die ou lewe te breek, dat U ons op die ook daarvan bewus sal maak. Mag U vrede deur ons vloei. En ek vra dat U genade soos in die verlede ook nou vir ons genoeg sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid om hier te met die liefdesgawes. As daar iemand is wat op 'n vraag wil vra of 'n opmerking wil maak, is die baie welkom. Iemand wat iets wil wys, is die baie welkom om dit te doen.
Ek kan net sê dat sy moet doen. Of sy moet doen. Ja, dit sou hierdie met sy kommente en dan die slooplet en dan Sy spreek nie net die godsdienstvrede nie. Maar wat maak ons om uit te kom? Gelukkig het ons vorige keer met ons gereis het, paspoorte gescan soos op die rekenaar en druk ons dit uit. En hulle sê vir ons kan by die stasie klaar maak. Ja, by wel nie dan. So gaan ons terug en ons kom by die drukketeers uit. Dan moet ek anders sê, hulle gaan aangaan tot ons beplan. Maar ons het in ons ontmoet. So kry sy broer, hulle gaan vir die stasie. Kom daar, die stasie is leeg, maar gelukkig is die ouers nie baie onvriendelik nie en groet jou en die een ouer, Peter skep vir hom en sê vir hom, ek wil klaar en aflee en hier in die land uitkom hoor en wat maak ek. En so staan die poliesman langs skep en sy sê, maar ek ken die jou. Van alle Peter's paspoort, iemand op die grond gegeen. Maar daai wat jou, die ouers wat saam met jou reis getuig. Ek weet die Here het pad gehad op ons motor. En wat ons tussen mekaar daai blydskap ons het gekry. Maar wat jy nie vir iemand kan sê dankie nie, maar dat jy weet daai persoon is ook Here gelei my paspoort dat ek moet gee. So elke keer as ek die kant toe sê, het jy al dis 'n paspoort. En dan is dit nie so maklik in daai tyd voor jy hom kry om te bly glo. En dan sê jy bang en dan kom al hierdie vrese en al hierdie bekommernisse wat ou bekry. Ek dink ons moet dit verstaan. Hierdie is nie altyd 'n maklike pad nie om aan die Here ons vrede gee. Ek dink nie jy moet nie paspoorte en jy word nie in die buiteland vasgepen. So dankie vir die stukkie getuienis wat jy waardeer. Hier sien jy dit die ou vriend van my het altyd gesê, sy maak hom altyd gewaarsku, en ek het vir haar te veel, so begin ek met die week van genoeg geskryf, behalwe te veel, tevrede, en ek dink tevrede is die begin van vrede, dankbaar wat die Here saam moet kyk. Daar is so gesegd in Engels wat sê, when we look around us in the world, we get distressed. When we look inside us, we get depressed. But when we look up unto Jesus, then we at rest. Maar jy kan ons altyd sê, jy kan te perd en te voet daarby sit. Daar twee tussen is ook nog goed. Wonderlik baie dankie vir die stukkie deel daar, en mag ons ook so tevrede wees. Die Here het elkeen van ons in ons eie uitdagings, in ons eie seer, in ons eie bekommernisse, in die spanning wat jy vandag ook in jouself beleef, maar die Here ook daar vir ons so vrede. Ons gaan afsluit met ons slotlied. Ek maar jy wil nie wegspring daar, kom ons staan dan, sing ons hom I give the praise.
dankie daarvoor vir julle geduld. Die beleidskrag gaan vandag te mekaar kom, so julle kan eers net 'n koppie koffie kom saam geniet ook julle voor ons dan by die klas begin. En dan Zelda, is goed om jou te sien. Ek wil duidelik nog vir jou hallo te sê, so voor jy op die pad van ons bly, jy is vandag ook saam met ons werk. Dit is wonderlik om jou vandag saam met ons te sien. En dan wil ek vir elkeen van julle, van God onze Vader, vrede gee. En van ons Here Jesus Christus, vrede gee. En dit deur die werking van die Heilige Gees, vrede vir julle. Amen. Laat je zien